Ons, soos ek gesê het, ons gaan vanoggend begin met 'n nuwe reeks, die krag van gebed. Ek dink baie keer ons as mens, ons het nie, die Bybel sê ons het nie, omdat ons nie bid nie. Ek dink baie keer dan dink ons goed val maar net uit die hemel uit. Alles wat u en ek het in hierdie lewe, waar het dit vandaan gekom? Jy het gewerk daarvoor. Net so is dit met gebed. Die Here verwag, en ek gaan vir u wys, die Here verwag van ons moet bid. Hy sê in Matteus 7, vanaf vers 7, bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Vers 8, want elkeen wat bid, ontvang. En hy wat soek vind, en vir hom wat klop, sal oopgemaak word. God kom gee ons 'n opdrag. Vers 7 sê hy, as jy bid, sal jy ontvang. As jy klop, sal oopgemaak word. As jy soek, sal jy vind. En dan kom hy in vers 8. Hy sê, jy sal dit verseker kry. Hy sê, want vir elkeen wat bid, sal ontvang. Sien, ek en jy, as jy iets van die Here wil hê, dis nodig dat ek en jy moet bid. Maar ek dink baie keer mense verstaan nie die konsep van gebed baie keer nie. Daar was jare terug in Wallis, hulle sê dit was blykbaar 'n ware verhaal, was 'n tannie gewees, sy het in 'n vallei gebly, sy het nie krag gehad nie vir jare, en eendag toe hoor sy, maar ek kan krag in my huis insit. En sy laat toe krag in haar huis insit, en die kragvoorsieningsmense kom, hulle installeer alles, en na so 3 maande toe kom hulle agter, maar hierdie tannie gebruik nie krag nie. En hulle gaan na haar toe en sê, van tannie, was daar fout met ons installering? Is daar fout met jou krag? Kan julle nie die krag regkry nie? Het ons iets verkeerd gedoen? Sy sê nee. Elke aand as dit donker word, dan sit ons gou die ligte aan, dan steek ons net weer die kersse en die lampe op, dan sit ons dit af en dan gaan ons aan. Hy sien, sy het deur al hierdie moeite gegaan, deur al hierdie goed gegaan, alles gedoen om krag in haar huis te kry, maar sy het dit nie gebruik nie. Net so, ek en jy ken vir Jesus. Ons weet wat is die krag van gebed. Ons weet ons moet bid. Maar ek dink baie mense weet, daai skakelaartjie van gebed is daar. Jy moet net na die Here toe gaan, jy moet net bid en sê, Here help my. Maar ek dink baie keer dink ons is nie nodig nie. Jy sien, hierdie tannie het die krag gehad. Sy het alles en alles geglo, maar sy het dit net nie gebruik nie. En weet jy, selfs met my en jou, ons hoor van gebed, ons hoor ons kan bid, ons moet dit net gebruik, maar dit is asof die duiwel ons sinne verblind, en vir ons sê, ag, so nou en dan as jy so 'n bietjie krag nodig het, gaan maar net so 'n bietjie, bid maar net gou so 'n vinnige ou gebedjie, en as jy klaar is, dan is jy reg. Nee, ek en jy moet in God se teenwoordigheid gaan. Hy sê hier, hy sê, as jy bid, ontvang jy. As jy vra, kry jy. As jy soek, vind jy. Nou, ek het al baie vir julle gesê, as u nou moet huis toe gaan hier na die diens, en jy kry nie jou motor se sleutel nie, wat gaan jy doen? Jy gaan soek tot jy hom gekry het. En jy gaan vra, en jy gaan hulp kry, maar soek gaan jy soek. En hy sê net so in die gebed, julle het nie, want ons soek nie, ons vra nie, ons bid nie. Jy sien, die duiwel bring 'n generasie waar ons biddeloos word. Ons dink alles val net uit die lug uit. Nee, as hierdie kerk ophou bid, kan ek u waarborg. Dis nie lank van nou af nie, dan maak ons hierdie deure toe. You pray together, you stay together. As jy dit nie doen nie, gaan jy in onrus verval. Jy gaan baie probleme op jou pad hê, as jy nie bid nie. Weet soos wat hierdie tannie gebed gebruik. So gebruik baie mense ook gebed. So nou en dan, soos ek sê, as ons die Here nodig het, dan bid ons. Of, julle weet, so op pad werk toe, dan skiet ons gou so kort skietgebedjie op. Dis great. Ons moet heeldag met die Here kommunikeer. Maar weet jy, die Here soek tyd, ek gaan vir julle wys. Die Here soek tyd in afsondering. Hy soek tyd waar jy nie net bid nie. Dis goed om te bid. Dis goed om in die kar te ry en te sê, dankie Here vir alles. Dis great, doen dit. Moenie ophou daarmee nie. Maar wanneer luister jy 'n bietjie terug? Dink 'n bietjie as jy in die kar ry, skielik ry 'n taxi voor jou in. Dan gebeur dit. Jou gebeure is nie altyd wat dit moet wees nie. Doen dit. Maar dit is nie al gebed wat jy moet hê nie. God soek jou waar jy alleen met hom kan tyd spandeer. Onthou, as jy bid, praat jy met die Here. As jy Bybel lees, praat God met jou. Sien, ons praat baie keer, jy weet die gebed is nie 'n monoloog nie, dit is 'n dialoog. Dis interaksie tussen God en ons, maar julle weet ons wat doen ons. Dit is net ek wat dit doen. Ons bid so 'n skietgebedjie voor ons gaan slaap, maak ons oë toe en ons slaap ons. Maar wanneer gaan die Here met jou terugpraat? En dan vra ons, Here, hoekom val ons lewens uit mekaar uit? Want ons wil die hele tyd praat. Julle weet ek het ons 'n slegte gewoonte. Vra my vrou, ek maak haar sinne vir haar klaar. Ek maak baie keer julle sinne ook klaar. Ek weet wat wil jy sê en ek weet klaar die antwoord. En dit is 'n swak gewoonte.
Om partykeer as mense praat, dan chip ek in, want ek weet klaar die antwoord. En ek gee nie hulle kans om terug te praat nie. Weet jy wat doen ek eintlik? Ek eerbiedig nie jou standpunt nie. So as ek dit doen, dan sê die pastoor, maar jy het ons al gepreek, maak my stil. Sê pastoor, bly stil dat ek klaar praat. Maar ek doen dit. En ons doen dit met die Here ook. Dankie Here, hy vertrou ons. Dankie dat die Here vir ons genade gee, dat hy vir ons vrede gee. Ek dink mense glo partykeer dat God hoor in elk geval ons gebede. En partykeer dink ons, maar iemand het net afgesê, maar pastoor, hoekom moet ek bid? Van die Bybel sê, die Here het klaar alles bepaal van die grondlegging van die aarde af. Jy moet bid. Jy het nodig, hoekom bid ons? Want ons lewe in afhanklikheid van God. Net so aan die einde van die maand, wie van julle werk by 'n plek? Of wie het 'n besigheid? Nou aan die einde van die maand, jy gaan nie 'n salaris kry nie. Jy gaan nie betaal word. Jou besigheid gaan nie goed doen as jy nie eers saad in die grond het nie. As jy nie geld in of tyd en energie ingesit het nie, gaan jy niks terugkry nie. Ons dink met God is dit dieselfde. Hy verstaan ons, hy ken my hart. Hy moet maar net voorsien. Hy wil voorsien, my boetie en my sussie. Die Here weet, hy wil vir jou voorsien. Maar ons gaan nou sien, Jesus het gebid. Kyk, Jesus het gebid. Hoekom het hy gebid? Want hy was afhanklik van sy Vader. Hy het geweet, alles wat hy het op hierdie aarde, want hy was net 'n mens. Alles op hierdie aarde kom van sy Vader af. En dis hoekom hy gebid het. En kom ons kyk bietjie na Daniël. Die boek Daniël, hoe Daniël gebid. Wat het Daniël gedoen? Daniël 10 vers 11. En net toe Daniël verneem dat die bevelskrif geskrywe was, het hy in sy huis gegaan. Hy het in sy bokamer vensters gehad wat oop was in die rigting van Jerusalem. En hy 3 maal op 'n dag op sy knieë geval en gebid en lofprysinge uitgespreek voor sy God. Net soos hy tevore gedoen het. Wat het hy tevore gedoen? 3 maal op 'n dag gaan afsonder. 3 maal op 'n dag op sy knieë gaan. Ek sien vir Daniël so, hy het lunchtyd, het hy sy tyd gebruik om te gaan bid. Hy het in die oggend sy opstaan, het hy eers gebid. Vanaand voor hy, as hy by die huis kom, dink ek het hy gebid, maar hy het tyd gespandeer. En hoekom het hy die vensters in die rigting van Jerusalem oopgemaak? Dis waar sy probleem was. Hulle was in 'n vreemde land, hulle was weggevoer. Hy wil teruggaan Jerusalem toe, hy wil teruggaan na sy eie land toe. Wat is jou probleem? Miskien bid jy vir iets, maar jy noem dit nie by die naam nie. Ek dink hy het by die naam genoem en hy venster oopgemaak en gesê, dankie Here, want die Bybel sê, hy het nie net gebid nie. Hy het ook lofprysinge. Julle sien, ons gebed word mos 'n klaagstryk. Ek dink baie van ons het die klaagliedere van Jeremia sal ons ver oortref. Of is dit net ek wat so nou en dan by die Here kom en dan kla ek? Die Here weet, ek klink soos arme Jeremia. Ek kla verskriklik, dan dink hy, die mense as hulle na my luister, het hierdie ou nie dalk klaagliedere geskryf nie. Jy mag kla, ja. Want die Bybel sê, laat alles in gebed en smeking met danksegging by God bekend word. Wat het hy gedoen? Hy het 3 maal op sy knieë gegaan, afgesonder in sy binnekamer, 'n tyd, 'n plek, 'n ruimte geskep waar dit net hy en sy Vader was. En dan het hy gebid tot God en hy het gesê, Here, hoor my gebede, hoor my versigtinge, hoor waardeur ek gaan. En onthou, hy het net hierdie bevelskrif gekry om te sê, as enige ander God aanbid, behalwe daai God van daai Egiptenare, gaan hulle doodgemaak word. En wat het hy gedoen? Hy het nie paniekerig geraak nie. Die Bybel sê hy het gedoen soos hy voorheen gedoen het. Wat doen ek en jy voorheen? Ons wag mos tot die pop op die venster stryk. Dan begin ons bid. En dan wanneer dit goed gaan, dan hou ons op bid, want dit gaan ons nou goed. Hy moet jy my sussie, dis juist wanneer jy moet bid. Ons het 'n vyand. Hy's kwaad vir jou. Terwyl dit met jou goed gaan, dan bring hy al die ongelukke en al die goed op jou pad. Dan kom hy en hy val jou aan. Hou aan bid. Moenie moedeloos word nie. Daniël het vir ons die voorbeeld gestel. Daniël kon vir 21 dae aan een bid. Ons gaan vir 21 dae bid. Maar weet julle, ons gaan nie eens vas en bid nie. Hy het vir 21 dae sonder kos. Ons gaan in na 21 dae, gaan ons ook 'n week van vas uitroep, vir ons ook gaan vas en bid. Daniël, hoor wat sê hy in Daniël 10 vers 2. In daardie dae het ek Daniël 3 volle weke getreur. Hy sê, smaaklike spys het ek nie geëet, en vleis en wyn het nie in my mond gekom nie, en ek het my glad nie gesalf nie, totdat 3 volle weke om was. Jy sien, Daniël het die erns van die saak besef. Besef jy die erns van die tyd waarin ons nou lewe?
Goed gaan nie verander nie, herlewing gaan nie kom nie. Ons omstandighede gaan nie verander as ons nie bid nie. Want ons het gelees, julle het nie omdat julle nie bid nie. Hy wat bid sal kry. Kom ons sê, Here, ons gaan in 'n tyd inperk, waar ons sê, Here, ons soek die aangesig, ons wil meer bidders word. Wie's lus om te bid, kan ek sien? Prys die Here. Is nou jou hartseer dat die Here kerk nie hulle hand opgesteek het, maar ons gaan vir jou ook bid. As ons klaar gebid het, gaan jy ook bid. Gaan jy ook jou volgende keer jou hand opsteek en sê, pastoor, ek wil ook bid. Ons gaan jou in die hemel in bid en terug. Jy gaan nog nie nou hemel toe gaan nie. As jy net so in toe bid en terug. Had jy eers net gaan 'n draai daar maak en hoor wat werklike gebed is en hoe lekker is dit om te bid en dan gaan ons jou op die aarde verder gebruik. Jou gebed, weet jy jou gebed maak 'n verskil? Julle het ons gehoor van die ouetjie wat die seediertjies spoel duisende op die strand uit. En nou vat hy een en dan gooi hy hom terug. Vat hy nog een en dan gooi hy hom terug. En na so rukkie, hier kom die een van die ouens daar op die strand, en sê vir hom, seun, wat maak jy? Hy sê, oom, ek gooi die goed terug in die see, dat hulle nie doodgaan nie. Hy sê, maar jy het miljoene, dit gaan jy gaan nooit daarby uitkom nie. En hy vat daai een en hy gooi hom so terug. Hy sê, maar oom, ek het in hierdie een se lewe 'n verskil gemaak. Jou een gebed kan 'n verskil in iemand anders se lewe maak. Jou een gebed kan iemand anders aanraak. Jou een gebed kan jou pastoor verander dat hy 'n beter pastoor word. As jy hom nou nie like nie, bid vir hom. Bid vir hom, hy gaan regkom. Ek sê ons baie gesê, ek vir my skoonma gebid, kom sy reg. In Lukas 18 vers 1 vertel Jesus ons 'n gelykenis. Hy sê, en hy het 'n gelykenis vertel met die oog daarop. Op wat? Dat ons gedurig moet bid en nie moedeloos word nie. Jy sien, baie keer bid ons bid gedurig, maar net so voor ons die deurbraak kry en raak ons moedeloos. Net so voor ons die deurbraak kry, hou ons op bid. Net so voor die deurbraak kom, en sê ons, nee, wat Here, ek dink hier is vir my nie, dis vir die volgende ou. Het gelykenis vertel, ons gedurig moet bid. Wat beteken gedurig? Elke dag, soveel as wat jy kans kry, dis om bid en nie moedeloos word nie. Weet jy hoe baie mense word moedeloos? En dan vertel hy die storie. Daar was in 'n sekere stad 'n regter. En kom ek lees gou vir julle, net so vinnige afleiding. Daar was 'n regter wat God nie gevrees het nie, en ook geen mens ontsien het nie. Wie dink julle is daai regter vandag? Sy naam is Satan, hy's 'n onregverdige regter. Weet julle, hy's 'n regter oor jou wanneer hy jou het, wanneer hy jou lewe het, wanneer hy dit wat jy doen, wanneer jy hom gelukkig maak, is hy okay. Maar die oomblik wanneer jy opstaan en sê sorry, dan val hy vir jou aan. Wanneer jy in God se plan vir jou lewe beweeg, wil hy dit nie hê nie. Hy's kwaad vir jou. Hy bring al die struikelblokke, hy bring al die probleme dan. Solank as wat jy hom gelukkig hou, het hy nie 'n probleem nie. Maar die oomblik wanneer jy opstaan, dan het hy 'n probleem. Ook 'n weduwee wat gedurig na hom gekom het en gesê, doen reg aan my, teenoor my teeparty. Wie van julle kan vandag sê, Here, ek het so baie teepartye. Ek het so baie mense wat my sleg behandel. Wat doen jy daarmee? Daal jy op hulle vlak om hulle terug te kry? Dis jy, ons speel tit vir tat. Of maak jy soos hierdie vrou, gee dit vir die Here. Sê, Here, hierdie regter wil my nie laat reggeskiet nie. Ek sit in 'n moeilike situasie, maar Here, ek gaan gee dit vir u. Of as jy van daai ouens daai ou wat jou iets skuld, daai ou wat jou sleg behandel het, daai ou wat goed aan jou gedoen het, wil jy hom terugkry. My boetie en my sussie, jy gaan hierdie ronde wen as jy daai ou try terugkry. Jy gaan jou geluk dalk kry. Jy gaan kry, maar waarborg jy? Jy het die ronde gewen, maar jy gaan nie daai fight wen nie. As jy daai fight vir die Here gee, gaan jy hom wen. Maar as jy homself wil uitsorteer, wen jy net een ronde. Jy lyk net vir so een ronde of jy die ander ou plat geslaan het. Maar glo my, hy gaan jou terugbyt. Die Here sê, vergewe en vergeet, gaan aan. Kyk vorentoe, gee dit vir die Here. Hierdie vrou gee dit vir 'n tyd lank, wou hy nie. En dan sê hy in vers 5, tog sal ek, omdat hierdie weduwee my moeite gee. Hoe lyk jou gebed? Die Bybel sê in Jesaja, hoeveel beloftes daar ook al in is, herinner my aan my beloftes, ons gaan ook daarby uitkom. Herinner my aan my beloftes. Hy sê, julle wat die Here soek, moenie rus nie. Maar jy sien, hierdie vrou het nie gerus nie. Sy het gesê, tot ek nie die deurbraak gekry het, tot ek nie die oorwinning gekry het, tot hierdie regter nie vir my gegee het wat ek wou hê nie, sal ek nie stil bly nie. Sodat sy net, hy sal, hoe tog sal ek, omdat hierdie weduwee my moeite gee, aan haar reg doen, sodat sy nie uiteindelik kom en my in die gesig slaan nie. Toe sê die Here, hoor wat die onregverdige regter sê. Wie het dit gesê? Die Here. Die Here sê, hoor wat sê die duiwel van my kind. Omdat my kind my soek, omdat my kind die deurbraak soek, omdat my kind my aangesig soek, hoor wat sê selfs die duiwel, dat ek hom maar net uitlos. Dis wat eintlik gebeur het. Want hy sê, hoor wat sê die Here.
Die Here hoor jou gebede, my boetie en my sussie, hy is nie doof nie. Hy hoor as jy roep. Hy hoor jou. En dan sê hy, sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes? Wat wanneer? Wat sê hy daar? Dag en nag tot hom roep nie, al is hy ook lankmoedig in hulle geval. Wat beteken lankmoedig? God verdra jou. Solank as wat jy swak is, hy verdra jou. Die Bybel praat baie in Openbaring, en praat hy van lydsaamheid, lankmoedigheid en lydsaamheid is eintlik dieselfde. Dis om te wag totdat jy jou deurbraak kry. Dis om te glo totdat jy jou deurbraak kry. Dis om terwyl jy wag vir die deurbraak om lewe te spreek en nie dood te spreek nie. Julle weet baie van ons se woorde maak ons saad dood. As jy daai saad in die grond gegooi het, gaan pluk jy hom uit. Bertus, as jy saad daar by 6 in die grond gooi, gaan pluk jy dit weer uit. Maar ons doen dit. Ons as mens doen dit. Ons glo die Here, dan gaan pluk ons hom uit met hierdie woorde. Ons gaan praat om dood. Ons gooi nie kunsmis nie. Ons gooi sommer 'n hoop vrotgoed daarop. Kyk, baie keer daai vrotgoed is mos kompos. Maar in ons geval, daai vrotgoed maak dat jou saad doodgaan. Sê vir die Here, Here, ek vertrou U. Ek sê vir julle dat hy gou aan hulle reg sal doen, maar as die Seun van die mens kom, sal hy wel die geloof op die aarde vind. Wat 'n geloof? Wat het sy gedoen? Sy het aanhoudend gebid. Sy het aanhoudend geroep. Jou geloof van gebed. As God terugkom, gaan hy vir jou kan sê, Here, het ek 'n bidder gekry? Gaan hy kan sê, Here, dit was my kind wat gebid het? En wat nog? Dat ons gedurig moet bid en nie moedeloos word nie. Hoe weet jy of iemand moedeloos is? Hoor maar net hoe praat hy. Hoor maar net wat gaan uit sy mond uit. Kom ons glo die Here, kom ons vertrou die Here. Daar was 'n seentjie, hy gaan saam met sy ma winkel toe. En toe hy in die winkel kom, toe sê hy, ma, en hy kom daar by die chocolate cookie dip. Hy sê, ma, kan ek nie asseblief so chocolate cookie dip kry nie? Sê, ma, sê my seun, ek het vir ons nog gesê, ons by die huis is, jy vra my vir niks. En julle weet hoe se kind, as hulle by daai so gebeur dat sy ma 'n paar keer in daai gangetjie moet afgaan. En elke keer as hy die chocolate cookie dip sien, dan sê hy, ma, kan ek een kry? En hy kry nie een nie. En toe hulle by die til staan en hy seentjie sit in die trolley. En by die til toe wag hy sy geleentheid en hy rye staan so en hy sê kliphard, in die naam van Jesus kan ek asseblief net 'n chocolate cookie dip kry. En wat dink julle gebeur? Voor hy huis toe gaan. Toe stap hy en sy ma met 10 pakkies chocolate cookie dip daar uit. Want al die shoppers, al die winkelgangers het so jammer vir hierdie kleintjie gevoel dat hulle het gesê kom ons gee maar. En hoeveel te meer as ek en jy God se naam aanroep. As ek en jy sê in die naam van Jesus, Satan, ek bind jou. In die naam van Jesus, ek is 'n oorwinnaar. In die naam van Jesus kan ek doen wat God van my vra. Hoeveel te meer as ek en jy, daai laaitjie het soveel geloof gehad. Maar ek en jy, die Bybel sê, wat moet ons doen om die koninkryk te beerwer? Soos 'n kind word. Hy het geglo soos 'n kind. Hy het net uitgeroep en 'n plan gehad. En dan kry hy sommer 10 pakkies. Sien, jy moet die Here vra. Jy moet die Here vra. Ons moet altyd bid. En nie moedeloos word. Hoekom? Is God doof? Kom met ons aan bid. Waar speel die vreeslike musiek? Prys die Here man, hulle gaan ook tot bekering kom. Ons Bertus is nou nie klaar nie. Dan sit ons hulle ore aan. Dan sing ons harder as hulle. Dat hulle die evangelie hoor. Maar moenie dat hulle julle afsit nie, kom ons fokus op God. En hoekom dink ons God is doof? Hoekom moet ons nie moedeloos word nie? Hoekom moet ons aanhou bid? God hoor jou gebed. Hy sê in Jesaja 65 vers 24, voor jy geroep het. Jy het nog nie eens geroep nie. Hy sê dan weet ek al klaar wat jy gaan vra. Hy sê maar terwyl jy vra dan antwoord ek. Weet jy wat sê? Voor jy roep, weet ek. Terwyl jy vra. Terwyl ek en jy vra, antwoord die Here. Hy antwoord jou terwyl jy vra. Kom ons gaan terug na Daniël 10 vers 10. Daniël het gebid, hy het die Here gevra, na 21 dae verskyn die engel van die Here aan hom. Daniël 10 vers 10 verskyn die engel van die Here aan hom en in vers 12. Toe sê hy vir my, wees nie bevrees nie, Daniël, want van die eerste dag af dat jy jou hart daarop gerig het om ag te gee en jou voor die aangesig van jou God te verontmoedig, het die Here en jy is jou woorde gehoor en om jou woorde ontwil het ek gekom. Jy sien, vandat ek en jy die Here aanroep, hoor hy jou.
Maar ons gaan nou sien, hoekom het Daniël aanhou bid? Wat gebeur as ons aanhou bid? En dan lees ons ook in Daniël 9 vers 23, het daar ook 'n engel van die Here aan Daniël verskyn. Dis hierdie keer was nou die tweede keer. En by die begin van jou smekinge, hoor jy wat sê hy? By die begin van jou smekinge het 'n woord uitgegaan. Sien, wanneer jy begin roep, gee God 'n woord. Hoekom? Van Matteus 18 vers 18, 19 sê, wat 2 of 3 in my naam vergader, as ek in hulle midde. En as hulle saamstem oor enigiets, sal dit so wees. Wie stem saam met jou as jy bid? Die Heilige Gees. Van die Bybel sê, die Heilige Gees tree vir ons in met onuitspreeklike sigting. Ons weet reg nie om te bid nie, maar hy leer ons hoe om te bid. Soos jy bid, is hy klaar, hy gee 'n woord. Here gee klaar vir jou 'n woord. Hy sê, het 'n woord uitgegaan en ek het gekom om dit mee te deel. Want jy is 'n geliefde man. Gee dan ag op die woord en verstaan die gesig. Hoor jy wat sê God vir my, broer, my sussie? Daniël bid. Hy kry nie antwoord nie. God stuur die engel. Hy sê jy's 'n geliefde man. Wanneer word jy 'n geliefde man? Wanneer jy God eerste stel. Wanneer jou hart aan God behoort. Van die Bybel sê, skeer julle hart en skeer nie julle klere nie. Hy sê ek sal die hart van klip uithaal en ek sal julle 'n sagte hart gee. Ek sal julle hart gee wat my dien. Daniël het die Here gedien. Hy het geweet wat dit is om God eerste te stel. Hy het geweet wat dit is. En dan lees ons. En hoor wat sê in Daniël 10 vers 12, om jou woorde ontwil. Hy weet my sussie, hoe lyk jou woorde voor God? Het jy woorde voor God? Het jy gebed? Het jy smekinge? Het jy trane voor God? Kan jy bely? Kan jy opreg wees voor die Here en sê, Here, hier is my hart, sien my hart raak. Dan lees ons, hoekom moet ons bid? In Daniël 10 vers 13. Maar die vors van die koninkryk van die Perse het 21 dae teenoor my gestaan. Onthou wat daai tyd gebeur het. Die Mede en die Perse was die sataniste, was die geeste in die lug wat die wêreld, wat die aarde beheer het. En hulle, toe Daniël bid, toe staan hulle teen Daniël op en hulle beklei teen Daniël. Hy sê, hy het 21 dae lank teenoor my gestaan. Kyk, Michael, een van die vernaamste vorste, het gekom om my te help. En ek het daar oorgebly by die konings van Persië. Sien, toe Daniël, as ek en jy begin bid, wat gebeur? Daar staan demoniese magte op. Ons skud. Daniël het die hele heelal geskud. Hy die worstelstryd sê, die Bybel is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu. Daniël begin teen hulle beklei. Ek en jy begin teen hulle beklei. Ons sien hulle nie, maar hulle is daar. Maar jy sien, Daniël hou aanbid. Hy hou nie op bid nie. Hy sê, Here, ek gaan bid tot hierdie antwoord gee. En na 21 dae, sê die engel. Maar jy sien, daai vorste, toe die woord uitgaan om vir jou die woord te bring, en daai vorste opgestaan dat ek nie die woord kon bring nie, maar omdat jy aanhou bid het, omdat jy nie opgehou bid het nie, omdat jy aanhou stry het, omdat jy gesê het, ek gaan nie moedeloos word nie, ek gaan aanhou stry, het God vir my die deurbraak gebring. Wat gebeur dan as ons bid? Wat het met Daniël gebeur? God gee ons mag oor die demoniese magte. Jy weet baie mense, hoekom moet jy altyd die pastoor bel? Pastoor, kom doen dit, pastoor, kom dryf duiwels uit, pastoor, kom, jy kan dit ook doen. Hoekom? Jy het dieselfde gees as wat ek het. Jy's ook gesalf, jy het ook die Heilige Gees binne in jou. God wil hê ek en jy moet autoriteit neem oor die duiwel. En dan lees ons in Lukas 10 vers 17. En die 70, Jesus stuur 70 disippels uit, hulle kom terug, en die 70 het met blydskap terugkom en gesê, Here, ook die duiwels onderwerp hulle aan ons, hoe? In U naam. Jy sien, as jy Jesus se naam aanroep, my sussie, daar's krag. Die Here weet, as jy Jesus se naam aanroep, dan sidder die duiwel, hy raak kwaad, hy raak bang, hy raak vreesbevange. Wat doen hy? Hy draai net die woorde so bietjie, dat ek en jy twyfel. Moenie twyfel, as jy Jesus se naam aanroep, staan op sy naam, glo in sy naam, vers 18, toe sê hy vir hulle, ek het die Satan soos 'n bliksem uit die hemel sien neerval, soos 'n bliksemstraal, kom hy die Here, en wat kom doen hy op hierdie aarde? Hy kom tempteer my en jou, hy kom val my en jou aan, hy kom hê 'n stryd met my en jou, hoekom? Hy is kwaad vir God, maar hy weet, hy kan nie meer by God uitkom, dan val hy sy kinders aan. Nou wil hy sy kinders doodmaak, maar dan kom die Here in vers 19, en hy sê, kyk, ek gee aan julle al die mag, om op slange en skorpioene te trap, en oor al die krag van die vyand, en niks sal julle skade doen nie. Gee julle al die mag, oor die krag van die vyand. Jy die mag, hy die krag.
Ek het julle baie vertel, wat is die verskil, wie kan onthou, wat is die verskil tussen mag en krag? Mag is, as 'n speedkop daar aan die pad staan, en 'n 10 ton trok kom aangery, wat gebeur? Hy het al die mag om hom te stop. Daai speedkop het al die krag om hom, daai trok het al die krag om hom dood te ry. Maar hy sit met die mag. Ek en jy het die mag. Hoekom? Want ons kry die autoriteit van God. Ons kan in God se naam heers oor die omstandighede. Ons is nie onder die omstandighede, ons is bo die omstandighede. God het ons bo die omstandighede. Hoekom? Want sy seun het die omstandighede oorwin. Sy seun het die dood oorwin. Sy seun het die stryd oorwin. Sy seun het die aanvalle oorwin. Klaar vir my en jou gedoen. Wat moet ek en jy doen? Glo. Roep dit, verklaar dit, bely dit, sê dit sal so wees. En dan sê hy, vers 16, Lukas 10 vers 16, wie na julle luister, luister na my, en wie julle verwerp, verwerp my, en wie my verwerp, verwerp hom, God wat my gestuur het. Wat doen die Here? Wat doen my en jou gebeure? Wat sê hy? As hulle jou verwerp, verwerp hulle God. So herinner die Here, ek tree op in die naam van Jesus, en as ek in die naam van Jesus oor optree, en hulle wil hulle nie onderwerp nie, Here, dan gee ek hulle vir u. Moenie jouself probeer om menslik gewys mense aan te val. Mense te wys, ek sal jou wys wie's baas nie. Sê, Here, ek het mos nou volgens u woord opgetree, ek het dit vir u gegee, en nou dat ek dit vir u gegee het, nou sal dit gebeur. Hy sê, wie na julle luister, luister na my. En wie na my luister, na Jesus luister, luister na die Vader. So ek en jy het soveel mag, as ons net besef wat ons daarmee kan doen. En dan lees ons in Hebreërs 1 vers 14. Is hulle nie almal, die engele, of kom ons kyk eens in vers, wat bely ons elke Sondag? Psalm 91 vers 11 en 12, hy sal sy engele aangaan die jou bevel gee, om jou te bewaar op al jou weë, hulle sal op jou hande dra, sodat jou voet teen geen klip stamp nie. Wat is die engele? Dis wat hy sê in Hebreërs 1 vers 14. Is hulle nie almal dienende geeste, wat vir die diens uitgestuur word, ter wille van die, wat die saligheid beerwe. Wie stuur die engele? God. Onthou ek en jy, ek het al oor gepraat, ek en jy het nie die mag, om 'n engel opdrag te gee nie, weet jy dit? God is sy engele, hy stuur hulle uit, maar hy wil hulle vir jou stuur. Hoeveel keer in die Bybel, nadat Jesus gedoop is, wat het gebeur? Engel het hom kom aanraak, die Heilige Gees is soos 'n duif op hom kom sit. Gaan kyk bietjie hoeveel keer in die Bybel het die engel gekom en Jesus versterk. Het sy tong aangeraak en hom nuwe krag gegee. Dit tot met Jeremia, met Jesaja gedoen. Die Here weet wat jy nodig het en hy bewaar jou. Wat ek nou gesê het, Efesiërs 6 vers 12. Ons worste stryd is nie teen mekaar nie. Is nie vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis, met ander woorde teen Satan en sy trawante. Dis waar ons stryd lê. Hy sê van die duisternis van hierdie eeu teen die bose geeste in die lig. Hoe bid jy? Hoe bid jy? Wie van julle het al gebid? Ek het nog nooit in my lewe so gebid nie. Laat jou sweetdruppels bloed word. As die koning van alle konings, Jesus Christus op hierdie aarde gelewe het, en hy sy sweetdruppels het bloed geword. Weet jy hoe het hy weerstand gebied? Weet jy, met alle mag wou hy nie aan hy kruis sterf nie? Met alle mag het hy gesê, Vader, laat hierdie beker by my verbygaan, toe hy daar in die tuin van Getsemane was, maar hy het op daai stadium, het hy vir my en jou gesweet. Want hy het aan my en jou gedink. Hy het gesê, Here, laat u wil geskied. U wil is, ek is gekom om te sterf aan die kruis. Ons lees dit in Lukas 22 vers 44. En dan sluit ek af, Lukas 22 vers 14. En toe op die plek kom, sê hy vir hulle, bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Hoekom moet ons bid? Ons sê ons baie keer, ek is net vlees. Dis juist hoekom jy net vlees is, my boetie, omdat ons te min bid, en te min glo aan die vlees. Begin glo aan die Gees, en sê, Here, hoe meer ek bid, hoe meer staan ek die vlees teen. Hy sê, bid, dat julle nie in die versoeking kom nie. So weet jy, as jy nou weer versoek word, en jy val onder die versoeking, dan sê, Here, dankie, is moet ek nie baie bid nie. Is moet ek dalk te min bid. Wie wil graag sien, laat hierdie gemeente na 'n hoër hoogte gaan? Wie wil graag sien dat die Heilige Gees uitgestort word? Wie sê as jy dit wil sien, kom ons gebruik hierdie tyd nou, vir ten minste 21 dae, dalk gaan dit 30 dae wees, maar kom ons kyk, voorlopig het die Here op my hart gelê, ons moet vir 21 dae bid van volgende maandag af. Kom ons sê, Here, ons gaan bid. Ons gaan begin bidders word, ons gaan hierdie gemeente roep, dat daar 'n verandering kom, dat die Heilige Gees kom. Nou daar was 'n man, wat, en ek gaan afsluit, Bert, as julle kan vorentoe kom, daar was 'n man wat jare terug gesê het, as enigiets met my gebeur, dan push ek. Sê vir die ou langs jou, dan push ek.
Dan stoot jy, dan push jy. Wat beteken push? Kom ek lees gou vir julle. Pray until something happens. Gaan jy dit onthou? As iets met jou gebeur, sê Here, ek push terug. Ek push, ek stoot. Pray until something happens. Kom ons sê, Here, mag hierdie gemeente 'n gemeente word, wat na 'n hoër hoogte gaan, wat sê, Here, ons gaan nie ophou bid nie. Ons gaan net na 'n hoër vlakte, ons gaan net meer bid, ons gaan die Gees soek, ons gaan die waarheid soek. Vader, wat 'n wonderlike voorreg het ons om dit te weet. Ons kan vanoggend en elke dag kan ons bid. Here, as ons bid, skud ons die hemele. As ons bid, dan is daar oorlog in die hemel, Here. Dan is die duiwel kwaad, maar dan kom die hemel in beroering. Dan stuur U nie net een engele nie, U stuur 'n klomp engele. En dan kom Michael en hy sê, so right, ek is die aartsengel, ek sal nie ophou beklei nie. Ek sal vir my mense aanhou stry, ek sal daar wees. Here, help ons dat ons nie ophou bid nie. Ons het nie omdat ons nie bid nie, Vader. Ons vra nie. Ons soek nie, Here. Ons soek nie met ons hele hart nie. Ek vra U vandag, begin by my. Begin by die leier van hierdie gemeente, dat ek weer 'n bidder word. Here, dat ek weer in my bidkamer kan inkom, in my alleen tyd, my stilte tyd, met U kan hou, sodat U vir ons elke dag, elke oomblik 'n vars woord kan gee. Dat ons kan hoor wat die Gees van die Here wil sê. Nie wat ons wil sê en wat ons wil hê mense moet hoor nie. Mag ons praat dit wat U wil hê ons moet hoor. Seën elke lidmaat volgend. Here, ek glo nog steeds met my hele hart. Ons het die beste lidmate in die hele wêreld, want U het hulle vir ons gegee, en U het my vir hulle gegee, of hulle dit nou wil besef of nie, Here, U het ons op mekaar se pad gesit om mekaar sterker te maak. Dankie dat ons bidders gaan word. Dankie dat U vir ons lief is. Dankie dat niks ons kan skei van die liefde in die Here. Hou ons in die holte van U hande, beskerm ons in hierdie week, dra ons dag vir dag. Ons prys U daarvoor in Jesus naam. Amen. Kom ons staan en dan gaan ons 'n laaste liedjie sing. As U